Geliefdes, vanmôre se prediking kom vanuit die boek Job. 'n Boek wat nie baie uitgepreek word nie, veral nie uit die latere deel uit nie. Maar vanmôre staan ons stil by die boek Job se eerste hoofstuk en ons gaan terwille van die tyd net in fokus op vers 6 tot 12, waar ons kernvers dan vers 12 gaan wees. Maar ek moedig u aan om ook in die stilte tyd die geheel te lees vanaf Job 1 vers 1 tot Job 2 vers 10, wat die geheel vorm en wat ook die agtergrond bied van hierdie hele boek. Ek lees eers vir ons Job 1 vers 12 en daarna sonder om aan te kondig, dan ons op by vers 6 en ons lees vir konteks regdeur tot vers 12. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. Die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. En op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor God te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan al die kante rondom hom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik, hy sal u in die aangesig seën. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek. Die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Dit is die woord van die Here, salig is die wat dit hoor. Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, stel jou voor, dit is 'n gewone dag. Jy word wakker, jy maak koffie, jy kyk gou na 'n paar WhatsApps wat hierdie aand ingekom het, en alles voel so normaal. En dan skielik lei jouself op. Die werk waar jy jarelang al jou hart en jou siel uitgegiet het voor, en skielik oornag gevang. En jy sit nog so en probeer om hierdie nuus te verwerk, toe jy nog 'n oproep kry. Jou pa het ernstig siek geword, en hy lê op sy sterfbed. En skielik voel dit vir jou, asof jou hele wêreld onder jou uitgeruk. Dit voel asof alles uit mekaar uitval. Hoe hanteer jy dit, as jou wêreld wat gister en eergister nog so stabiel was, nog so normaal was, skielik verbrokkel onder jou uit. Die hartseer hiervan, geliefdes, is dat dit vir duisende Suid-Afrikaners nie eers 'n denkbeeldige verhaal is. Want duisende Suid-Afrikaners beleef soortgelyke realiteite in Suid-Afrika. Jy werk hard, jy probeer slim wees met jou geld, jy bou aan 'n toekoms, maar intussen kom weerkrag, misdaad, moord, werkloosheid, siektes. En alles bly hier in die agterkant van jou kop.
vraag is nie of dit met jou gaan gebeur nie. Die vraag is wanneer gaan dit met jou gebeur. Job 1 kry ons die verhaal van 'n man wat nie gelei het omrede hy sleg was, noodwendig. Maar 'n man met wie se lewe God iets groters aan die gang gehad. En die vraag waarmee Job 1 ons vanmôre los, is hier. Glo jy regtig, God is in beheer, selfs oor die Satan in jou lewe? En dis ook dan vanmôre se prediking. Hoe is hy dan in beheer, selfs oor die Satan in jou lewe? En ons gaan 'n antwoord aan die hand van 2 breekpunte. Eerstens, hy gee jou in Satan se hand, maar hy hou steeds die mag. En tweedens, hy stel grense aan wat die Satan mag doen. So kom ons dan by die eerste punt. God gee jou in die hand van die Satan, maar hy hou steeds die mag. En geliefdes, Job was 'n merkwaardige figuur in die skrif. Een van die min figure waarvan ons lees, nietemin waaraan 'n hele boek toegewy is, wat nie uit die Israelitiese volk uitkom. En wat hom nog meer besonder maak, hierdie man word deur God self as 'n regverdige genoem. So regverdig soos geen ander van sy tyd. Nou Job lewe in die tyd van die aardsvaders. Ons lees dat hy afkomstig is van Edom, dat hy 'n ryk man was en dat hy 'n groot familie gehad het met baie besittings. En dat hy 'n diep gelowige man was. Hy was die priester van die familie. Hy was so godsdienstig dat hy elke oggend 'n versoeningsoffer gebring het tot God, namens sy kinders, vir ingeval hulle dalk die aand tevore, terwyl hulle fees gevier het, vir God vervloek het. Net vir ingeval bring hy hierdie offer om alles reg te stel. Geliefdes, ons stel vanmôre die verhaal van Job op in die hemelse troonsaal, daar in vers 6. Daar kom Satan saam met die ander engele om hulle self voor God te gaan toon. En Satan kom praat daar met God saam met die engele. En in hierdie gesprek dan rig God Satan se oë op sy diensknegt Job. 'n regverdige man. 'n man na aan God se hart. Nou interessant genoeg, is dit God wat vir Satan vertel van Job. Die Satan kom nie daaraan met die voorveronderstelling om toestemming te kry by God om vir Job te gaan versoek. Maar God rig die Satan se oë op Job. Hy is die initieerder van hierdie hele gebeurtenis. Satan is egter oortuig daarvan dat Job net regverdig is omrede God hom so seën. Maar sou God hierdie kraan van seëninge toedra, dan sou Job verseker vir God in sy aangesig. Die hartseer van die saak is dat jy en ek dieselfde ding. Ek glo dat dit goed gaan met jou, omrede God jou seën. Omrede jy iets goeds gedoen. En jy glo dit gaan sleg met jou,
Want jy het iets verkeerd gedoen, en daarom straf God jou. Ons glo dat die regverdiges geseën word, en dat die onregverdiges gestraf word. En dieselfde denke sien ons ook in die Nuwe Testament. Ons lees daar in Johannes 9 vers 1 tot 12, waar die disippels vir Jesus kom vra, Here, want wie se skuld is dit dat hy blind is? Wanneer die blinde man daar aankom. Is dit sy skuld dat hy blind is? Is dit hy wat gesondig het en nou gestraf is? Of is dit sy ouers wat gesondig het en nou gestraf word deur sy blindheid? Iemand moes gesondig het, dis hoekom hy gestraf word. Jy sien, hierdie denke is by ons ingebore. Ons dink dat alle swaar kry, alle lyding verband hou met ons oortreding. Dis al wat pas. Maar Job 1 vers 12 stel dinge egter duidelik vir ons. Daar staan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek. Dit is God wat Satan die mag gee om Job deur hierdie dinge te laat gaan. Hy gee al Job se besittings in die hande van Satan om daarmee te doen wat hy wil. En geliefdes, hy kan dit ook doen want alles behoort tog immers aan hom. Hy het eers die besittings aan Job gegee. En daarom kan God dit van Job al wegneem en vir iemand anders gee. Dis die onregverdige. En so gee hy al Job se besittings oor in die hande van Satan. En Satan laat egter nie op hom wag nie, hy val dadelik weg. En ons lees in die volgende gedeelte van die een op die ander teëspoed wat vir Job tref. Soos hy nog die nuus van die een boodskapper ontvang en dit probeer verberg, arriveer die volgende een. En dit kom, en dit kom, en dit kom. Hy het nie eers tyd om dit werklik te gaan verwerk nie. Om mooi in te neem wat besig is om te gebeur met hom. Belangrik om op te merk, is dat dit alles met Job gebeur, kort nadat hy die môre se versoeningsoffer bring. Nadat hy alles wat dalk verkeerd nog kon gaan, reggestel het, en die verhouding met God en hom en sy familie weer herstel het, kom hierdie dinge en dit tref hom. Dit tref hom. En dit werk ons nie so volgens ons raamwerk. Ons raamwerk sê dat regverdiges geseën word en onregverdiges gestraf. So waarom gebeur hierdie slegte dinge met Job nadat hy, wat deur God self regverdig verklaar is, hierdie offer nog gebring het? Hy wat werklik regverdig was, waarom gebeur dit met hom? Waarom gebeur slegte dinge met diep gelowiges, wat werklik lief is vir God, wat werklik 'n verhouding het met hom? Waarom gebeur dit? Dit pas tog nie. So wat beteken dit vir ons? Indien dit nie pas nie, hoe moet ons swaar kry verstaan? Nou, ons is geneig om in een van 3 groepe te val. Die eerste 2 sal vir ons baie bekend voel. Die eerste groep mense verstaan dit volgens hierdie reël wat ons tot dusver behandel. Wanneer dit sleg gaan met my, beteken dit dat God my straf. Ek het gesondig en ek begin al hoe harder dink oor wat het ek die laaste tyd gedoen? Wat het ek oortree? Waarom word ek gestraf? Die antwoord, die oplossing wat ons vir onsself uitwerk, is om net harder te probeer. Het gaan nie oor hoeveel keer jy val nie, dit gaan oor hoeveel keer jy opstaan. Dis mos iets wat ons mekaar sê. Solank jy net harder probeer, die wet van die Here na te.
hoe harder ons probeer, uit onsself uit, hoe harder val ons. Tot ons op 'n punt kom waar ons net nie meer wil opstaan nie, waar ons in absolute depressie val, want dis hopeloos om self te probeer. Elke keer wanneer ek dit self probeer, dan val ek. Ek kan nie die wet van die Here hou nie. Sondig. 'n ander groep van ons is van die oortuiging dat ek 'n liefdevolle God dien. Die God wat ek dien, sal nie sulke dinge met my laat gebeur nie. Die God wat ek dien, sal nie hierdie swaar kry oor my laat kom nie. Hy sal nie dit toelaat nie. Daarom begin ons ander bronne vir hierdie boosheid soek. En ons begin bose magte die eer gee daarvoor. Dit moet Satan en sy trawante wees wat hier agter sit. So het ons dikwels met COVID-19 gedoen. En die probleem hiermee is dat ons die Satan eintlik verhoog. En ons probeer hom op gelyke vlak stel met God. Ons probeer sê dat daar 'n sekere terrein van die lewe is waar God nie oor soewerein is. Waar hy nie oor mag het. So steel ons sy eer. En die derde weg, die Bybels evangeliese weg, is om te verstaan dat op hierdie aarde, hier en nou, gaan regverdiges nie altyd geseën word nie, en onregverdiges nie altyd gestraf word. In 'n mate sal dit so gebeur, maar dis nie iets wat vaste lyn het. Eers met die wederkoms, en wanneer die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde hier is, sal dit in volle getrek word in die lyne. Daar sal die regverdiges geseën word met die ewige lewe saam met God, en die onregverdiges sal gestraf word deur die ewigheid, God verlatenheid, in die hel weer te bring. Verder verstaan ons ook dat God soewerein is oor alles, ook oor ons swaar kry. En ons weet dat hy vir ons in Korintiërs leer dat hy ons nooit bo ons vermoë beproef. Wanneer hy hierdie swaar tye oor ons pad bring, dan gee ons die krag ook om daar weer te kom. Hy versterk ons. Petrus kom leer ons in sy briewe dat God juis hierdie dinge oor ons pad bring om ons geloof te gaan versterk. Om ons geloof te louter daardeur. En so kan ons dit dan verstaan met die beeld van 'n atleet. Die afgelope kwartaal die skole was die atletiek seisoen gewees vir Satan. Enige atleet sal weet dat wanneer daar 'n groot wedloop is waarvoor hy moet voorberei, dan kan hy net agteroor sit en wag dat dit nog gebeur. Hy sal nooit die wenstreep oorsteek nie. Hy moet daagliks oefen. Sommige dae is lekkerder as ander dae. Sommige dae vlieg jy nie deur die lug en dit is net so gemaklik, dit is so lekker om te oefen. Ander dae is seer, dit is moeilik, jy styf, dit is ongemaklik. En net so kan ons in 'n mate verstaan wat hierdie beproewing is. God bring dit oor ons pad, sodat ons aan die einde van ons lewens die oorwinningskroon kan dra. Sodat ons die oorwinningslyn kan oorsteek as oorwinnaars. Sodat ons nie halfpad daarheen sal opgee. Want deur hierdie dinge versterk hy ons geloof. Hy bou ons uiteindelik daardie lyn wat oorsteek. En die troos wat hy vir ons gee is dat hy grense stel aan hierdie beproewing. Daar kan nie net iets oor jou pad kom. Alles wat oor jou pad kom, het hy toegelaat met bepaalde grense. En hy het 'n doel daar. As jy jouself net indink, dat die Satan seker by homself moes gedink het dat dit werklik nie so slim was van God om vir Job oor te gee in sy hand.
Want Job gaan verseker, sodra hierdie seëninge stop, gaan hy vir God seën, vloek. Ons 83 vertaling word daar verwys na seën, wat ons vertaal met vloek in sy aangesig. Maar God is egter alwys en alwetend. Hy ken die toekoms. En hy laat nie met hom mors nie. Hy is in beheer van alles. En in liefde gee hy vir Job oor. Ja, in liefde. Satan moes seker by homself gedink het, maar wat het liefde te doen met dit? Wat het liefde te doen met hierdie beproewinge? Met die feit dat God Job oorgee in die hand van Satan? Wat het liefde te doen daarmee? Is dit nie liefdeloos? En geliefdes, dit is ook hoe ons in vandag se lewe liefde verstaan. Ons verstaan dit op sulke oppervlakkige manier. Die slagspreuk van die dag is liefde wen. En daarmee word bedoel dat almal net in liefde aanvaar moet word. Maak nie saak wat se sonde hulle doen. Aanvaar hulle net in liefde. Moet nie oordeel nie. Moenie teregwys vanuit die skrif uit. Los hom net. Maar goddelike liefde is veel dieper. Ware liefde beteken om nie stil te bly. Om nie stil te bly dat daardie persoon in sy sonde voortduur tot in die hel nie. Maar om uit te praat. Om vir hom reg te wys daarop. Nie uit 'n beter weterigheid uit nie, maar juis op grond van die skrif. Van wat God aan ons geopenbaar het, om daaruit jou broeder en jou suster te vermaan. Om so hulle nie totaal en al in die verderf te los nie, maar ook hulle te versterk, sodat hulle uit daardie sonde uit kan kom. So gebruik die Here ook ons elkeen. En dit is ook waarmee hy besig is. Hy is besig. Hy wat die volmaakte liefde is besig om vir Job oor te gee in die hand van Satan. Binne hierdie perk, om die regverdige man nog regverdiger te maak. Om hom nog meer na die beeld van God te vorm. Om sy geloof te louter, om te verdiep. God stuur nie slegte dinge noodwendig om jou te straf. Maar dikwels, meer as wat ons aan eers kan dink, ons geloof te versterk. Ons nader om hom juist te bring. En nie verder weg. Maar geliefdes, wanneer ons hierdie swaar kry, dan so verstaan, moet ons toch verstaan, maar wie is die Satan dan? Wat sy implikasies het hy vir my lewe? Want waarom moet ek van hom weet? Indien God dan toch op die ouende van die dag 'n beheer is van alles, die goeie en die slegte in my lewe. Nou Job kom leer vir ons hier dat die Satan die ou aanklaer is. Hy is die een wat die aarde oorswerf op soek na mense wat verkeerd doen. En daardie mense wat verkeerd doen word dan aangekla by God. En nou moet ons dit nie verstaan in die sin van hierdie wonderlike polisieman wat die aarde deurreis vir reg en geregtigheid het. Ons moet verstaan dat die Satan eerder is soos twee kleintjies wat beklei. En die een wat verloor, die ander een gaan verklik by sy pa, sodat al twee gestraf kan word. Dis eerder hoe ons die Satan moet verstaan. Hy wil nie reg en geregtigheid laat geskied. Hy wil eerder almal voor God 'n negatiewe beeld stel.
behalwe God probeer toon dat die hele skepping in sy hand is. Dis eintlik waarmee hy besig is. En natuurlik het ons nie dink dat dit so moeilik was vir hom om enige iemand te kry om te gaan aankla nie, want na die sondeval het ons almal voor God veroordeel gestaan. Dit is almal die dood verdien. God is egter regverdig, hy is genadig, hy gee uitkoms. Honderde jare na Job stuur hy nog 'n ander mens. Die volmaakte mens, die volmaakte regverdige Jesus Christus. Hy wat regverdiger nog is as Job. En hy gee hom oor in die hande van Satan. En by hom stel hy geen grense. Hy gee hom die volle oor in die hand van die Satan. En die Satan laat nie op hom wag nie. Hy laat Jesus bespot word, verag word, belaster word. En uiteindelik op 'n houtkruis deurboor word met spykers vir jou. En hy doen dit sodat ons nie daardeur hoef te gaan. Anders as Job word Jesus daar aan die kruis deur God die Vader verlaat. Hy word daar verlaat sodat ek en jy, wanneer ons deur hierdie moeilike tye gaan, nooit verlaat hoef te word deur God. God is altyd daar. Jy sien, geliefdes. Jesus het daar gebly aan die kruis tot die dood, in absolute gehoorsaam. Hy het die versoekinge van die Satan weerstaan. Hy het hierdie volkome versoeningsoffer gebring. Een wat ware versoening tussen die Vader en die mensdom gebring het. En deur dit te doen, het hy ons die volmaakte lewe gegee, die volmaakte regverdige lewe wat hy geleef het, en ons sondes betaal. Daarom kan ons lees in Openbaring, dat die Satan soos 'n bliksemstraal uit die lug uit geval het. Want die wat in geloof, grond van wat Christus gedoen het, in Christus, voor God gaan staan regverdig voor God. Daar is niks om hulle meer van aan te kla. Hoe wonderlik is dit? Laastens moet ons besef dat al beteken dit vir ons dat hierdie swaar kry waardeur ons gaan perke het, en al weet ons ten diepste dat God altyd by ons is, dat hy ons nooit sal verlaat, beteken dit nie dat hierdie beproewinge lekker gaan word. Swaar kry, beproewinge is altyd hartseer, dit is altyd sfeer, en daarom mag jy huil wanneer dit op jou pad kom. Job het gehuil. Jesus het gehuil toe sy vriend gesterf het. Ons lewe in 'n fisiese wêreld met fisiese emosies. Die Here het ons so geskaap om ook uiting te gee daaraan. Daarom mag ons fisiese smart toon, so ver as wat dit aanvaarbaar is volgens God se woord. Daarom, liefdes, sluit ons dan af met om aan te sluit by ons denkbeeldige inleiding van hom. Stel jouself voor dat daardie werk wat oornag gevou het, sy topbestuur jou nou blameer vir dit. Dat hulle sê dat jy is wat nie jou kant gebring het, en hulle dagvaar jou vir miljoene rande. Dit voel vir jou asof alles rondom jou in mekaar val. Almal draai hulle reg op jou, selfs jou familie. Die omstandighede kan jy weet, God is by jou.
Hy het jou as sy kind gekies in die verbond. Hy gaan jou nie los. As jy deur die Gees in Christus regverdig is en ingelyf is in hierdie verbond, is jy sy kind. En die Skepper Vader van die hemel, van die heelal, is by jou. En hy gaan jou ook krag gee om deur hierdie moeilike tye te kom. En hy het grense gestel aan daardie uitdagings. Geen vyand, geen beproewing kan daardie grense oorskry. Liefdes, wanneer ek nou deur daai moeilike tye gaan, dan word ek nie meer kwaad vir God of blameer die Satan daarvoor nie. Maar soos Job, kan ek deur die Gees weet dat God ook gesag daaroor het. Dat hy ook magtiger is as dit. En daarom hoef ek nie te bekommer nie. Hy sal my daardeur dra. Hy sal my die krag gee om dit te kan weerstaan. So wanneer jy deur die swaar tye gaan, weet dat God by jou is en in beheer is daarvan. Daarom, gaan hierdie week in en gebruik al die beproewinge, al die swaar krye wat die Here oor jou pad bring, om nader aan hom te groei, om meer na sy beeld gevorm te word. Amen. Kom ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is die Vader, die Seun en die Gees. Here, maar Here, ons so dink aan U, soos wat Job ons leer vanmôre. Dan word ons stil. Here, want hoeveel keer, wanneer ons deur swaar tye gaan, draai ons rug op U. Dan gaan ons kwaad word vir U. Blameer ons U. Hoeveel keer doen ons dit? Hardloop ons weg na alles en almal anders toe, vir hulp en raad, behalwe na U. Here, vergewe ons daarvoor. Werk binne ons, dat ons hierdie besef sal kry, sal ontwikkel, dat wanneer die stormwinde van die lewe waai, dat U nie net daarin is, maar dat U ook ons vaswortel daar waar ons staan. Dat U ons die krag gee om dit te kan deurstaan. Here, berei ons ook voor vir daardie tye. Dat ons weet dat dit altyd maklik is om so iets te bely en te sê wanneer dit goed gaan in ons lewens. Maar wanneer die swaar kry, wanneer die siekte, die dood, die armoede tref, as ons kop oor ons anders behalwe by U. Here, ons dra hierdie gemeente op aan U. U ken elke gemeentelid se uitdagings, se beproewing. U ken elke naam die voorbidingslys. Ook elkeen se persoonlike uitdagings. Here, gee elkeen die krag om U daar binne te sien. Werk in die Gees binne ons almal. Sodat ons nader aan U groei, dat ons geloof versterk word, sodat ons al hoe meer na U beeld gevorm sal word. En ons dra die gemeente op aan U, as geheel.
Here seën ook al sy aktiwiteite. En ook alles tot U eer sal staan. Here, ons dra ook die sendelinge op. Daar was die afgelope tyd veral te doen gehad het met mense wat in Mosambiek en in Indië sending doen. En daar was 'n gevaar, die gelowiges ook daar moet verkeer. Here, gee ook hulle daar die krag om in die geloof te versterk, te volstaan. Ons wil dit in ons naam, in die naam van Zaligmaker en Verlosser, Jesus Christus. Amen.